Nou die dag kyk ek The Chosen. Nou as jy nog nie The Chosen gaan kyk het nie, julle gaan kyk dit. Ek is al klaar by season 6 gaan, ek weet net ek gaan snot en trane huil. Ek het klaar tissues reg en want ek weet, dis net so 'n amazing uitbeelding van Jesus se lewe en wie hy was en die liefde van God vir ons. So daar's 'n scene waar Jesus die disippels se voete was. Nou, ons weet dit, toe hulle die laaste maal gehad het Jesus die disippels se voete gewas. En Simon Petrus het uitgefriek. Hy sê, jy kan nie my voete was nie, Jesus. Dit gebeur nie. So kom ons gaan kyk bietjie na wat die Joodse gebruik was met dit. So in daai tyd was die Joodse gebruik gewees om jou voete te was wanneer jy by iemand se huis gekom het. Hulle moes oral loop, obviously die pad was vol stof, klippe, poe, diereafval, okay. En wanneer jy iemand se huis binne gekom het, was dit 'n vorm van respek en reinheid om jou voete te was. Okay, soms net voor jy die huis binne gegaan het en ander kere net nadat jy ingekom het voor jy sou gaan sit om te eet. En dit was deel van die Joodse gasvryheid en reiningswette. Die gasheer sou gewoonlik water aanbied vir jou voete en 'n slaaf of 'n dienskneg sou dit dan vir jou was. Of as jy nou nie 'n dienskneg gehad het nie, het jy self jou voete gewas. Jy moes nou in iemand se huis en dan het jy dit gewas. En dis hoekom dit so skokkend was dat Jesus self opgestaan het om die disippels se voete te was. Ons lees dit in Johannes 13 vers 3 tot 5. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy vir God gekom het en na God teruggaan. Toe staan hy van die maaltyd af op, trek sy bokkleed uit, neem 'n handdoek, gooi water in 'n wasbak en begin die disippels se voete was. Nou die disippels, as jy nou daai scene gekyk het in The Chosen, jy kan sommer sien hoe ongemaklik was hulle en ek glo dit is regtig hoe dit was, want hier was hulle leermeester, die Messia, die persoon na wie hulle opgekyk het, hulle mentor, en hier kom hy en hy was hulle voete. So hoekom het hy dit gedoen? 1. Om nederigheid te wys. Jesus, die seun van God, het die werk van 'n slaaf gedoen. Hy het gewys dat ware grootheid nie 'n posisie of mag lê nie, maar 'n nederige diensbaarheid. Nommer 2, om 'n voorbeeld te stel, in Johannes 13 vers 15 sê Jesus, ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, sodat julle kan doen wat ek vir julle gedoen het. Hy wou hê ons moet verstaan, in sy koninkryk lei ons nie deur trots en veroordeling nie, maar deur liefde. Nommer 3, om geestelike reiniging te simboliseer. Toe Petrus sê, Here, U sal nooit my voete was nie, antwoord Jesus in Johannes 13 vers 8, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Jo, julle, hier praat hy van innerlike reinheid, dat net hy ons harte kan skoonmaak. En dit is so waar, ek het dit in 'n vorige video gesê, jy kan nie jouself verander nie, jy kan nie jou kind, jou man, jou vrou verander nie, net Jesus kan, net die Heilige Gees kan, en dit is wat Jesus daar vir hom gesê het. So wat beteken dit vandag vir ons? Dit gebeur nie sommer dat iemand jou voete was nie. Ek was as 'n jong meisie, toe ek net begin swat het, ek dink ek was my 3de jaar. Ons het hierdie awesome pastoor gehad, pastoor Piet. En hy was 'n NG dominee gewees. En
Hy het sy hart vir die Here gegee. Snaaks om dit te sê, hy was 'n dominee en sy hart vir die Here gegee en hy het 'n pastoor geword. En ons het 'n amazing kerk, ons het hierdie kerkie gebou, klein kerkie, hy het my ook gedoop. En die een dag kom hy by my en hy sê vir my, God sê vir my, ek moet jou voete was. Nou julle, vir my is dit 'n verskriklike ding, want ek sien dit ook as, ek kom sê dat iemand anders te my voete was nie, dis vernederend. En hier kom hierdie Godsman, hierdie mentor van my, dankie Heilige Gees, en hy kom, en hy was my voete. Is dit nie amazing, hoe God dinge vir ons wys nie? Net daar, die daad om my voete te was, het my lewe verander. Dit was 'n geestelike daad van diensbaarheid en nederigheid. En dit is iets wat daai man my daai dag geleer het. En hy is nie vandag meer, hy is in die hemel, maar dis iets wat hy my geleer het, om nederig te wees, om nie te judge nie, om diensbaar te wees. Ek sit baie keer en dan werk ek hierdie preke uit en ek kom nie net hier op en sê goed nie, ek gaan doen my navorsing en vanmiddag jy sit ek hier en ek dink, joh, ek het eintlik werk, jy weet wat ek moet doen, waarvoor ek betaal word, maar ek werk aan preke om goed vir julle te bring, om mense in my ministry te help, om mense se vrae te beantwoord. En die Heilige Gees sê net vir my, maar jy is besig. Jy is diensbaar. En dit is so belangrik vir elkeen van ons. Jesus het daar die voorbeeld gestel van hoe ons as sy kinders vandag moet wees, diensbaar, nederig. En alles wat ons doen, moet ons in liefde doen. En ons moet gaan kyk, hoe is jou hart? Doen jy alles in nederigheid? Of is jy een van daai mense wat altyd die balk, die splinter, in iemand anders se oog gaan soek? Is jy die een wat altyd negatief is? Ek het baie mense waar ek respekteer hulle, maar ek stem nie noodwendig saam met alles wat hulle sê nie. Beteken dit nou ek moet op my high horse spring? Baie keer dan praat mense en dan dink ek, okay. Ek hoef nie myself te justify nie. Want ek weet wie ek is in Jesus Christus en dit maak nie saak hoe ek dinge sien nie. Ek kan lief wees vir my boeties en sissies and I can agree to disagree. Ek hoef nie my stempel neer te druk en te sê, maar dit is verkeerd of dit is reg nie. Nee wat, ek kies om alles in liefde en nederigheid te doen. En dit is wat Jesus ons daar probeer leer het. Lekker aan.